is vandag in Johannes 9. Julle kan julle Bybels daar oopmaak. Nou laasweek was ons in Johannes 8 gewees en dit het gegaan oor die vrou wat gevang is in egbreek. En nou hoe die fariseërs hierdie gebruik het om Jesus in 'n hoek te wil druk en hom vas te vang en om op 'n plek te kry wat hy of moet kies om onder die Romeinse wet te val of om Moses te verloon en of die wette wat Moses van gepraat het op te gee. En Jesus het net 'n manier om dit heeltemal te kon ontlont. Dit begin waar 'n hulle 'n vrou sou gebruik het dat sy gestenig moes word net om Jesus te vang. En dit eindig op waar Jesus op die ou ende sê ek is. En daai woorde maak hulle so kwaad dat hulle hom wil stenig. Want daai woorde wat Jesus gebruik het, is om te sê dat hy is God. Hy praat aan die einde van hoofstuk 8, sê hulle, man, jy's te jonk om Abraham te kon geken het. En hy sê, voor Abraham was, ek is. En dit maak hulle so kwaad, dat hulle nie eers meer wil wag vir die Romeine of planne probeer maak nie. Hulle is bereid om hom net daar te stenig. En Jesus moes tussen hulle deur vlug om uit te kom. En dit is waar hoofstuk 9 begin, waar Jesus deur die Romeine of deur die Jode besig is om te beweeg. So kom ons lees daai gedeelte in Johannes 9 vers 1 tot 7. En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind van sy geboorte af, en sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word. Ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as dit dag is. Die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. En toe hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak klei van die spoeg en smeer die klei aan die oë van die blinde man en sê vir hom, gaan was jou oë in die badwater Siloam, wat vertaal word uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas en hy het siende teruggekom. Is dit nie mooi nie? Hy het siende teruggekom. In die proses waar Jesus besig is om die mense te leer van wie hy is en hulle sê, hulle wil hom stenig, in daai proses wat hy ontvlug, kom hy op die man af, wat blind gebore is. En sy disippels dog, hierdie is 'n goeie geleentheid om hierdie vraag te vra, 'n vraag wat ons al altyd oor gewonder het, wil ons nou hoor, wie het gesondig dat hierdie man blind gebore is? Nou in daai tyd het baie van hulle gedink, meeste van die Jode het gedink dat as iets verkeerd met jou gebeur, is dit as gevolg van sonde. Jy moes iets gedoen het dat dit met jou sleg gaan. As dit goed gaan met jou, dan dit gaan nie oor sonde nie. Jy het niks sonde nie. So, as jy kyk na die fariseërs se lewe, dit het goed gegaan met hulle. Hulle het finansies gehad, hulle het alles gehad wat nodig was. So, hulle het nie eers enigsins ingedink dat hulle sondig nie, want dit gaan mos goed. Dis hoe hulle gemeet het of hulle goed doen of nie. Dit gaan mos nie, daar niks gebeur met hulle nie. So as iets slegs in jou lewe gebeur, is dit as gevolg van sonde gewees in hulle oë. Maar dit is nie skriftuurlik nie. En Jesus spreek dit aan. Hy sê, nie hy of sy ouers het gesondig nie. Die fariseërs het dit so ver gevat, dat hulle gesê het, die kinders moet maar partykeer betaal vir die sonde van die ouers. Dis hoe ver hulle dit gevat het. So hulle regverdig die man wat blind gebore is, om te sê, dis seker sy ouers wat gesondig het. Of as die ouers sê, nee, maar dit was nie ons nie, nee, dis seker dalk jou kind wat nog sou erg gesondig het, so die Here het hom maar al van geboorte af gestraf. Hulle het so 'n verwronge uitsig gehad oor dit, dat hulle dit alles toegereken het aan jou, wat die probleem was. Is dit nie maar iets wat ons nog hoor, wat baie keer inkom in ons praatmanier van karma nie? Ek weet nie of julle al van dit gehoor het nie. Want ek het al baie mense gehoor, nie net ongeredde mense nie, nie net mense wat in die wêreld is nie, Christene,
wat sê, dis maar karma, dis maar wat gebeur. Dit wat ek aan iemand anders te gedoen het, hulle het dit aan my gedoen, so hulle gaan dit terugkry. Maar dit is nie skriftuurlik, enigstens reg nie. Ek wil hê julle moet julle Bybels oopmaak in Esegiel 18 vers 20. Want hierdie antwoord hulle vraag so mooi, en ek wil hê ons moet dit lees. Esegiel 18 vers 20. Die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. Daai eerste gedeelte, die siel wat sondig, die moet sterwe. Die skrif is duidelik daaroor. Die ene wat die daad gedoen het, die ene wat sondig, is die ene wat daarvoor gaan betaal. Nie jou kinders nie, nie jou vrou nie, niemand anders nie. Jy is verantwoordelik vir wat jy doen. En dis wat Jesus hier kom aanspreek in hierdie man se lewe. Hy sê, die ouers het dit nie gedoen nie, en hy het ook nie. Wat wel kan gebeur in ons lewens, is dat ons kinders sien wat ons doen, en hulle volg in ons voetstappe. Hulle leer gewoontes aan van wat ons doen. Hulle leer gewoontes aan van dronkenskap. Hulle leer gewoontes aan van om 'n vrou te slaan of 'n man te sleg te sê of wat ook al dit mag wees. Dis gewoontes wat hulle kan aanleer. En hulle begin dit ook doen. En ons sê nee, dis maar 'n generasievloek. Dis iets wat my oupa het dit gedoen, my pa het dit gedoen, dis nou maar hoe dit is. Ek so gemaak en ek so gelaat staan. Ons wil nie altyd verander nie. En is makliker om te sê, dis as gevolg van sonde, wat dit so met my gaan, of so met daai persoon gaan. En dis maar nou net hoe dit is. As wat ons regtig kyk, wat gaan aan in ons lewens, rondom dit alles. Ons is baie maklik om as ouers te sê, doen wat ek vir jou sê, moenie doen wat ek doen nie. Doen wat ek vir jou sê. Nou jou kind gaan presies dit doen as hy groot is. Hy gaan vir sy kinders sê, doen wat ek vir jou sê, moenie doen wat ek doen nie. Maar hy doen presies wat jy gedoen het. Want dis wat kinders doen. Hulle leer presies wat ons doen. Ons stel vir hulle 'n voorbeeld van hoe dit lyk om getrou te wees. Ons stel vir hulle 'n voorbeeld van hoe dit lyk om ander mense te hanteer. En dan verwag ons, wanneer hulle lelik is met ons, dat dis nie reg nie, hulle mag nie dit doen nie, maar wat 'n voorbeeld het jy vir hulle gestel? Maar in die geval was dit nie sonde gewees, wat hierdie man in die toestand gekry het wat hy was nie. Die uitsig van die Fariseërs, ek wonder hoeveel druk het dit op hierdie gesin gesit, om die vraag te vra, vir hoe lank wonder hulle, wat gaan aan in my lewe? Wat het ek verkeerd gedoen, dat my kind verdien om daardeur te gaan? Daai kind word al groot en vra, wat se sonde sou so erg kon wees, dat ek verdien om blind gebore te word? Nie die voorreg te hê, om enigstens te kan sien nie. Wat se skuldgevoel loop hulle mee rond in hulle? Ons lewe in 'n gefalle wêreld. Ons lewe in 'n wêreld waar daar sonde is. Ons lewe in 'n wêreld waar daar siekte is. Daar gebeur partykeer goeters met jou wat nie sin maak nie, wat ons nie verstaan nie. Maar ons moet versigtig wees om dit alles net aan sonde toe te skryf. Ons moet versigtig wees om na iemand se lewe te kyk en te sê nee, iewerste het hy seker maar doen hy iets wat verkeerd is en dis hoekom hy in daai toestand is. Daar is gevalle wat 'n baba negatief beïnvloed kan word as gevolg van wat 'n ma gedoen het. As hy gedrink het of as hy dwelms gebruik het met die swangerskap, kan dit daai kind se lewe negatief beïnvloed. Maar dis nie dat daai kind dit verdien het nie. Dis die uitloop van wat gebeur het. Dit is so.
Maar die kind moenie nou betaal vir iets wat gebeur het nie. Meeste van die kere is dit nie die geval nie. Meeste van die kere is dit net dat ons in 'n sondige wêreld lewe, waar daar sonde ingekom het met Adam en Eva. En as 'n kind gebore word en hy is nie normaal nie, is dit nie die ouers se skuld of die Here wat hulle wil straf vir iets wat hulle gedoen het nie. Dis baie keer net iets wat gebeur. Maar wat ek al gesien het in sulke gevalle, is hoe die Here in daai kind se lewe werk. En hoe die ouers daai kinders liefhet, soos wat hulle baie keer 'n normale kind nie eers kan verduidelik om lief te hê nie. Die Here werk op ander maniere. Die Here werk en gebruik dit wat gebeur in die wêreld ten goeie mee. En ons moet versigtig wees om mense net te oordeel oor wat met hulle gebeur. Toe ek 'n kind was, het ek baie buite gespeel en ek het die buitelewe baie geniet. En ek het gereeld goed verloor. En dan sit ek daar en dink ek, wat het ek gedoen wat ek nou verdien om hierdie te verloor het? En dan sit my knipmes weg of iets is gebeur. Dan sê ek, Here, vergewe my vir sondes wat ek nie eers weet nie. Asseblief kan ek net dit terugkry. Want ek wil net nie dit verloor het nie. Maar partykeer is jy net agterloosig gewees en dit was nie dat jy iets verkeerd gedoen het nie. Maar ons is geneig om daai gedagtes of die maak 'n fout en jy kry 'n straf manier oor te aanhou dra totdat ons volwasse is en ons reageer aanhoudend so om te sê, wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom gebeur dit? Waar was ek ongehoorsaam? En is nie altyd die geval nie. Dinge gebeur maar net baie keer in ons lewens. Maar wat gebeur toe Jesus klaar vir hulle gesê het, nie die man of sy ouers het gesondig nie. Hy spoeg in die grond, hy maak 'n lekker kleiballetjie, 'n modderballetjie, en hy smeer dit aan die ou se oë. En hy sê vir hom, gaan was in die poel van Siloam. Hy sê nie vir hom, luister, ek gaan nou dit doen, en so doen, en dan gaan jy nou was, en dan gaan jy nou sien, niks nie. Ek dink nie, hy praat meestal met sy disippels, spoeg in die grond, smeer dit aan die ou se oë, en hy sê vir hom, gaan doen dit. Ek wonder hoe sou ek gereageer het as ek daai ou was. Jy kan nie sien nie, wat help dit, jy gaan smeer hierdie modder af. Dit gaan dalk help dat jy meer geld kan kry as jy daar sit in die toestand wat jy is. Maar wat doen die ou? Hy's gehoorsaam en hy gaan doen dit. En wat gebeur? Hy kon sien. Ons verstaan nie altyd hoekom dinge gebeur met ons nie. Maar as ons bereid om gehoorsaam te wees, wanneer die Here vir ons sê om goeders te doen, al maak dit nie eers altyd sin nie, sal ons gehoorsaam wees of nie. Toe ek hierdie lees, toe wonder ek by myself, hoekom spoeg hy en maak modder? Want elke keer as hy 'n wonderwerk gedoen het, is dit nie dieselfde nie. Jesus gebruik verskillende maniere om hierdie wonderwerke te laat gebeur. En ek vra myself, maar hoekom doen hy dit so? En ek besef, ons as mense soek 'n formule. Ons wil sê so, ek wil hom so hê, dan gaan jy hierdie resultaat kry. As jy hierdie stappe volg, dan gaan jy daar uitkom. Maar dis nie hoe Jesus dit doen nie. Want as hy, ek dink as hy 2 of 3 keer dieselfde ding begin doen het, teen die 4de keer het ons gesê, hierdie is die manier hoe dit moes gedoen word. En ons sou glad nie afhanklik gewees het van die leiding van die Heilige Gees nie. Ons sou op ons eie kennis staat gemaak het. Toe hy terugkom en kon sien, is vir my baie interessant hoe die mense gereageer het. Daar's van die mense wat sê, is daai nie die man wat vanoggend blind was, wat daar gesit het nie? Ander sê, nee man, dit kan nie wees nie. Hy lyk net so, hulle lyk maar net dieselfde, maar dit is nie dieselfde ou nie. En hy sê vir hulle op 'n kol, dis ek is daai ene wat blind was vanoggend. Ek wonder hoe daai man moes reageer toe hy sy oë afspoel en hy kon sien vir die eerste keer. Ons maak in die oggende ons oë oop. Dis normaal. Daai man het nooit gesien nie, van geboorte af kon hy nie sien nie.
En ek en jy vat so maklik die voorreg wat ons het om te kan sien van selfsprekend. Hulle vra vir hom, hoe is dit moontlik dat jy kan sien? En hy sê, Jesus het modder aan my oë gesmeer, gesê, gaan was dit en nou kan ek sien. En onmiddellik begin hy getuig van wat Jesus vir hom gedoen het. Onmiddellik begin hy deel dit wat Jesus gedoen het. Hy verstaan dit nie alles nie. Hy het nie nou teologies 'n graad agter hom gekry om te sê, luister, hierdie is nou presies wat gebeur het, of bietjie medisy gaan studeer of niks nie. Hy het net gesê, daar's modder aan my oë gesmeer, ek het dit gaan was en ek kan sien. Dis 'n wonderwerk. Hy het dit nie probeer uitredeneer of regverdig of verduidelik nie. Hy het net gedeel met wat gebeur het. Getuig ek en jy nog van Jesus se goedheid in ons lewens? Ek wil hê jy moet terugdink aan die week en jouself vra, het die Here vir jou in 'n area van jou lewe deurgekom? Is daar 'n wonderwerk wat in jou lewe gebeur het? Raak ons so onafhanklik van hom, dat ons weke verby kan gaan, dat ons nie eers sy hand in ons lewens sien nie. Want ek wil vir jou sê, die voorreg wat jy gehad het vanoggend, om op te kon staan, asem in jou longe te kon hê, is 'n wonderwerk. Jou hart wat klop, is 'n wonderwerk, elke oomblik van elke dag. Die Here is heeldag besig met ons. Maar ons is so besig met ons eie dinge, dat ons nie sien hoe besig hy is in ons lewens nie. Toe hy hierdie vir hulle getuig het en gesê het wat het gebeur, wat gebeur toe? Hulle sê nee, ons moet hierdie, kom ons bring jou voor die fariseërs, jy moet vir hulle vertel wat hierso gebeur het. Want die probleem was, Jesus het 2 goeders gedoen op daai dag, en dit was die Sabbat gewees. Hy het eerstens 'n man genees, en tweedens het hy spoeg en modder gevat, en hy het spoeg en grond gevat om modder te maak, en dit het veroorsaak dat hy gewerk het, want hy het dit by mekaar gevoeg. Dit was in hulle oë werk gewees. So hy het 2 goeders op daai dag verkeerd gedoen, volgens die skrifgeleerdes. Kom ons lees in vers 15 tot 23, wat sê hulle? Die fariseërs vra hom toe weer, hoe hy siende geword het, en hy antwoord hulle, hy het klei op my oë gesit, en ek het my gewas, en ek sien. En sommige van die fariseërs sê, hierdie man kom nie van God nie, omdat hy die Sabbat nie hou nie. Ander sê, hoe kan 'n sondige mens sulke tekens doen? En daar was verdeeldheid onder hulle. Weer sê hulle vir die blinde man, jy, wat sê jy van hom, aangesien hy jou oë geopen het? En hy antwoord, hy is 'n profeet. So eers sê hy net, Jesus het my genees, ek kan sien. Maar nou sê hy iets anders. Hy sê, hulle vra hom, wat sê jy? Hy sê, hy is 'n profeet. Want dit wat hy gedoen het, is nie normaal nie. Kom ons lees verder, vers 18. En die Jode het dit nie van hom geglo, dat hy blind was en siende geword het nie, totdat hulle die ouers geroep het van hom wat siende geword het. En hulle vra hulle en sê, is dit julle seun van wie julle sê dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou? Sy ouers antwoord en sê, ons weet dat hy ons seun is, en dat hy blind gebore is. Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. Of wie sy oë geopen het, weet ons nie. Hy is self oud genoeg, vra hom, hy sal vir homself praat. Dit het sy ouers gesê, omdat hulle bang vir die Jode was vir die Jode, want die Jode het al ooreengekom, dat as iemand hom as die Christus bely, hy uit die sinagoge geban sou word. Daarom het sy ouers gesê, hy is oud genoeg, vra hom. Hier het 'n wonderwerk nou net in hierdie man se lewe gebeur. Hy is oud genoeg om vir homself te kan praat. Sy ouers wil nie vir hom praat nie, want hulle is te bang dat hulle uit die sinagoge uitgesit moet word. Hoeveel keer is ek en jy bang om te deel wat in ons lewens gebeur het? Want ons is bekommerd wat die wêreld gaan sê. Ons is bekommerd wat mense gaan sê.
Ek en jy moet ophou bang wees vir wat die wêreld gaan sê. Ek en jy moet okay wees as die wêreld my en jou wil vervolg. As die wêreld my en jou wil afbreek om te sê dit wat gebeur het is nie die waarheid nie. Want dit sien ons in hierdie man se lewe. Hy hou aan en aan met hulle praat. Maar sy ouers sê ons wil nie betrokke wees in hierdie storie nie. Daar het 'n wonderwerk in hulle seun se lewe gebeur en hulle onttrek en sê nee, ons wil nie hierso wees nie. Wat ek besef in hierdie gedeelte is, dit is vir hulle makliker om enige iets te glo behalwe die waarheid wat nou net gebeur het. Hulle sal enige iets glo behalwe wat hierdie man vir hulle vertel wat gebeur het, wat die waarheid is. Enige iets. Hulle sal glo dat hy van jongs af, dat hy van geboorte af geweet het, hy's nie blind nie en gemaak het asof hy blind is. Ek weet nie. Hulle sal enige iets glo behalwe dit wat nou vir hulle vertel is. En ek besef, hoe maklik is dit vir die wêreld om hulle waarheid te gaan soek op enige plek behalwe in die woord van God. Jy kan na enige bron toe gaan, maar moet asseblief nie na die Bybel toe gaan nie. Ek en jy moet eerste na die woord van die Here toe gaan as ons vrae soek, as ons antwoorde soek, as ons vrae het, nie as ons vrae soek nie. As ons vrae het en ons soek antwoorde, gaan eerste na die woord van die Here. Gaan spandeer eers tyd met die Here. Want as jy nie vas is in die woord van God nie, dan gaan enige opinie van 'n mens jou rondwaai en rondjaag na verskillende rigtings. Ek en jy moet vas wees in die waarheid van die woord. Nadat hulle met sy ouers gepraat het en hy's nie daar nie, roep hulle hom weer om voor hulle toe kom gaan staan. En hulle sê, ons weet hierdie man Jesus is nie van God af nie. Want hy's 'n sondaar. Hy doen dan wonderwerke op die Sabbat. So hulle kyk nie na die vrug van sy lewe nie. Hulle kyk vas in die wet van wat hulle ingestel het en sê, dis onmoontlik dat hierdie man van God af kan wees, want hy doen wonderwerke op die Sabbat. Maar die woorde wat hierdie man sê in vers 25 is vir my so mooi. Lees saam met my wat sê hy. En hy antwoord en sê, of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek, dat ek blind was en nou sien. Hulle kom met allerhande stories na hom toe. Hulle probeer hom oortuig van alles. Hy sê, ek weet nie, maar een ding weet ek was blind en ek kan nou sien. As die Here iets in jou lewe gedoen het, dan weet jy, dis hy wat dit gedoen het. Mense kan dit probeer uitredeneer soos wat hulle lus het. Hulle kan dit probeer verdraai soos wat dit hulle pas. Maar al wat jy hoef te sê is, ek hoor wat julle sê. Ek stem net nie saam nie. Want ek weet wat in my lewe gebeur het, is nie normaal gewees nie. Dit wat gebeur het, kom net van die Here af. Hierdie man het vir die eerste keer in sy lewe fisies kon begin sien. Maar ek begin ook agterkom dat hy geestelik dinge begin agterkom het en geestelik meer en meer kon sien. Eerstens was Jesus net vir hom 'n man gewees. Volgende sien ons dat hy agterkom, Jesus is 'n profeet. Hy sê dit. Die Fariseërs en die Sadduseërs kan dit nie sê nie. Hulle is nie bereid om dit te sê nie. Maar hierdie man begin sien, iets is anders aan wat gebeur het hierso. Iets is anders aan hierdie man wat dit aan my gedoen het. En hulle probeer hom heeltyd vasvra, heeltyd in 'n hoek druk en sê nee, dit moet iets anders te wees. En hy kom op 'n plek wat hy vir hulle sê, hoekom vra julle my so baie vrae? Wil julle ook sy disipel wees?
Kyk, en toe hy dit sê, toe is hulle nou goed kwaad. So kwaad, dat hulle bereid is om te sê, gaan uit. Ons excommunicate jou. Jy is nie meer welkom nie. Hulle sê, ons weet van waar ons kom. Ons weet van Moses. Ons volg sy wette, sy reëls. Maar hierdie man, hy kan nie van God af wees nie. Hierdie Jesus, dis onmoontlik. Hy kan nie van Jesus wees nie. Hulle dink, hulle het al die antwoorde. Hulle gaan terug in waar hulle vandaan kom en in wie hulle was. En in die hoofstuk 8 sien ons, hulle sê ons is dan die kinders of die saad van Abraham. En hulle fokus so op waar hulle vandaan kom dat hulle glad nie geestelik kan onderskei waar hulle self nou bevind nie en met wie hulle te doen het nie. Hulle is totaal en al onafhanklik van God. Maar my vraag is, hoe afhanklik is ek en jy van God? Is ons elke dag afhanklik van hom? Fokus ons op hom? Of is ons so vasgevang in gewoontes wat ons doen, in maniere, in hoe ons groot geword het, dat ons sê, luister, dis hoe dit is. Het gaan nie verander nie. Het gaan net so bly. En ons is onafhanklik van die Here in ons lewenswandel. Lees saam met my wat sê hierdie man in vers 30. Die man antwoord en sê vir hulle, hierin is tog iets wonderliks, dat julle nie weet van waar hy is nie, en hy het my oë geopen. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand godvreesend is, en sy wil doen, die verhoor hy. Van ouds af is dit nie gehoor, dat iemand die oë van 'n blindgebore mens geopen het nie. As hy nie van God was nie, sou hy niks kan doen nie. Vers 34, hulle antwoord en sê vir hom, jy is heeltemal in sonde gebore, en leer jy ons? En hulle het hom uitgeban. Hierdie man is besig om vir hulle geestelike waarhede te leer. En hulle sê vir hom, jy's in sonde gebore. Laat jy gaan, ons gaan nie verder na jou luister nie. Wanneer ons die waarheid hoor van wie God is, of wat aangaan in ons lewens, wat doen ons met daai mense? Luister ons na hulle? Of sê ons, nee, gaan, ons wil niks hoor nie. Wanneer die Heilige Gees aan jou iets openbaar, luister jy na hom? Of regverdig jy maar jou lewe en gaan aan en sê, nee, dis oké, ek het dit nie nodig nie. Hulle het op hulle eie geestelike insig staat gemaak. Hulle dog, hulle weet alles. Maar hulle was so ver verkeerd. Ek en jy kan ook partykeer verkeerd wees. Is ons bereid om nederig te wees voor die Here, voor mense, en te sê, ek het dit gemis, of ek het dit nooit so gesien nie. Ek het nooit geweet ek het jou so seer gemaak nie. En jammer te sê, of gaan ons elke keer maar net regverdig wat ons doen. Ons moet versigtig wees, dat ons nie soos die Fariseërs en die Sadduseërs lyk in ons lewenswandel nie. Hierdie man is in 'n bitter moeilike posisie. Hy is voor die leiers van die Jode en hy staan op vir dit wat hy beleef het. Hy staan op vir dit wat reg is. En ek wil vir jou vandag sê, groei vind nie plaas in jou gemaksone nie. Groei vind plaas wanneer jy gekonfronteer word deur die wêreld. As jy in jou veilige bubbel is, jou comfort zone, is daar baie min groei wat plaasvind. Hierdie is ons comfort zone. Hierdie is 'n plek waar ons die woord van die Here vrylik kan hoor. Maar dan is ons 6 dae in die week buite in die wêreld. Is ons bereid
om die waarheid te deel met mense, in liefde, of bly ons maar stil, want ons wil nie die konfrontasie sê nie. Ons wil nie die gemoeilike gesprekke hê nie. Jy gaan nie geestelik groei, as jy nie gaan bereid wees, om jou lewe te deel met mense nie. As jy gekonfronteer word oor jou geloof, is dit wanneer jou geloof groei en gestig word. Mits jy gekonfronteer word. Hierdie man kon baie maklik gesê het, nee, ek was nooit eintlik blind gewees nie, ons het dit as 'n verskoning gebruik, dat ek net geld kan kry. Wat ook al dit was, hy kon enige verskoning gebruik het, maar hy wil nie. Hy sê, wat is die waarheid? En hy bly daarby. Maar omdat hy die waarheid gedeel het, is daar iets wat met hom gebeur het, en dit is wat ek nou gesê het, hy is uitgeskop uit die sinagoge uit. Hy mag nie meer deel wees nie. Dit, wat sy ouers voor bang was met wat met hulle sal gebeur, was hy bereid om deur te gaan, want die waarheid, wat gebeur het, was vir hom belangriker, as wat die fariseërs wil hê, hy moet sê of sien. Lees saam met my in vers 34 tot 41. Hulle antwoord en sê vir hom, jy is heeltemal in sonde gebore, en leer jy ons? En hulle het hom uitgeban. Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het, en toe hy hom kry, sê hy vir hom, glo jy in die Seun van God? Hy antwoord en sê, wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo? En Jesus sê vir hom, jy het hom gesien, en hy wat met jou spreek, dit is hy. Toe sê hy, ek glo, Here, en hy het hom aanbid. En Jesus sê, tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word. En die van die fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, is ons dan ook blind? Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle geen sonde hê nie, maar nou sê julle, ons sien, daarom bly julle in sonde. Sien julle hoe hierdie man meer en meer geestelik begin sien? Geestelik goeders begin agterkom. Tot waar hy tot aangesig was met Jesus. En hy val neer en hy aanbid hom vir wie hy is. Maar die fariseërs sien niks nie. Tot die fariseërs wat gehoor het wat Jesus sê, is amper sarkasties om te sê, is ons blind? Hy sê, as julle maar net blind was, sou dit beter vir julle gewees het. Daar is niemand so blind soos die persoon wat nie wil sien nie. Hoor mooi wat ek vir jou sê vandag. Daar is niemand so blind soos die persoon wat nie wil sien nie. Ek en jy word gekonfronteer met waarhede. En ons kies om nie daarna te kyk nie. Ons gesig weg te draai. Ons moet eerder sê, Here, ek besef hierdie is 'n waarheid. Hoe vat ek dit aan? Hoe pas ek dit toe in my lewe? Hoe werk dit? In plaas van sê, nee, is gemaklik hoe dinge is, ek wil nie meer kyk nie. My vraag aan jou vanoggend is, wat is meer gevaarlik? Fisiese blindheid of geestelike blindheid? Fisiese blindheid is tydelik. Geestelike blindheid kry op 'n plek wat jy moontlik nie eers in ewigheid saam met God sal wees nie. Geestelike blindheid kan geestelike dood veroorsaak. Laasweek het ek gepraat oor hoe sonde geestelike dood kan veroorsaak in ons lewens. Maar so kan trots en selfregverdiging 'n ander oorsaak wees van dit. As ons nie bereid is om te sê, Here, wat is verkeerd in my lewe en reg te maak in sy oë nie. Ek wil hê ons moet na 'n venster kyk. Hulle noem dit 'n, ek is nie presies seker wat is die bewoording nie, maar kyk hom soos 'n venster wat 4 glase in het. So die eerste ene praat hulle van wide open.
Dit is iets wat dis goed wat jy van jouself weet en is goed wat ander mense van jou weet. Die tweede ene praat hulle van die masker. Dis goed wat jy van jouself weet, maar wat ander mense nie van jou weet nie. Dis iets wat jy net self weet. Die derde area noem hulle die blind spot. So dit is goed wat mense van jou weet, wat jy nie van jouself weet nie. As jy sê nee, jy het nie blind spots nie, vra maar net jou vrou of jou man, wat dink hulle van sekere goeters. Maar, wees bereid om hulle uit te hoor, en nie te sê nee is nie, ek sien dit nie. Wees bereid om 'n gesonde gesprek te hê oor dit. Watse blind spots het jy? Want almal van ons het blind spots. En die vierde ene noem hulle die dark closet. Dit is goed wat jy nie eers van jouself weet of enigiemand anders te van jou weet nie. Dit is goed wat diep geberre is, wat patrone in ons lewens vorm, en daai patrone het 'n uitwerking op die wêreld, maar ons weet nie eers hoekom doen ons dit nie. Ons weet nie eers hoekom reageer ons soos wat ons doen nie. God is bewus van al 4 daai areas. Hy weet wat in al 4 daai areas aangaan. Is jy bereid dat hy daai goeders vir jou uitwys, wat jy nie eers van weet nie, en te verander, soos wat hy dit vir jou uitwys? Dis baie makliker en gemakliker om te maak asof niks fout is nie, want dan moet niks verander ook nie. Ons hoef mos nie geestelik verder te groei, as die dag toe jy jou lewe vir die Here gegee het nie. Dis mos goed genoeg, net tot daar. Ek gaan ewigheid in. Ons hoef verder nie geestelik mos te groei nie, nê. As jy gaan toelaat om eerlik te wees met jouself, dat jou man of jou vrou dalk ook eerlik is met jou, dat jy na die woord van die Here kan kyk en eerlik wees met jouself oor wat hier aangaan, en bewus word van jou lewe, dan is daar 'n plek vir jou om te kan verander, tot eer en verheerliking van sy naam. Dan gaan mense na jou kyk en na my kyk, soos wat hulle na hierdie blinde man gekyk het en gesê het, nee, hy lyk maar net dieselfde, maar dis iemand anderste. Want dit is wat die Here in ons lewens wil kom doen. Hy wil ons kom verander, dat dit fisies soos dieselfde persoon lyk, maar geestelik is jy 'n ander mens. Die Here wil ons lei en leer om meer soos hom te wees. Ek vra dat julle julle oë sal sluit. En soos wat julle oë gesluit is, wil ek hê julle moet bewus wees van dit wat jy nie eers kan sien nie. Niks wat voor jou oë is nie. En jouself vra, Here, is daar iets in my lewe wat U van my wil uitwys, wat moet verander? Maar jy gaan die keuse moet maak vandag om te sê, ek wil dit in lyn kry met die woord. Dit gaan werk vat, dit gaan moeite vat, maar dit gaan die moeite werd wees. Is jy bereid om in lyn te kom met die woord van die Here? Vra die Here nou om jou te help met dit.